Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Saterdag die 15de Augustus 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir die teenwoordigheid, die liefde. Ten spyte van al ons goed wat ons verkeerd doen hier op aarde, Here, as ons maar net so na die wêreld kyk. Here, hoe ons agterkom in die hele wêreld by onsself, ons maar voete van klei. Ons is gebroke, sondige mense, gelukkig en genadiglik. Verloste sondige mense op grond alleen en enkel Jesus se genade wat vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha. Heilige Gees, dankie dit wat ons nou in Petrus ook gaan lees, dat hy inderdaad opgestaan het uit die dood, sit aan die regterhand van die Vader waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En dat hierdie opstanding vir ons 'n lewende hoop gee. 'n Lewende hoop op die onverganklike, onbesmette wat vir ons in die hemel in bewaring gehou word, wat ons nou gaan lees. Baie dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons begin inderdaad met 1 Petrus, en soos ek altyd vir julle sê, vriende, verskriklik belangrik om na die kontekste van die briewe vernaamlik te kyk, na die hele Bybel. Wanneer ek en jy na die kontekste kyk, kom ons sê dit ook net vir mekaar, met ons nie ons distansieer van wat daar staan nie. Dit is nie hoe die Bybel werk nie. Dit is goed dat ek en jy die kontekste verstaan, om te weet wat die omstandighede van die mense is, en waarom sekere briewe vir wie geskryf word. Verskriklik belangrik, né? Want dit vir ons wel sit dat ons nie net daai goed net so op ons in die jaar 2026 kan neersit nie. Dit moet ons dan tog ook baie duidelik vir mekaar sê en verstaan. Maar die Bybel, liewe vriende, is 'n wonderlike geloofsboek wat God vir ons kom gee, wat hy eintlik vir ons as 'n present kom gee het. Wat nog steeds in die jaar 2026 uiters relevant is. Uiters relevant is. 'n Boek, liewe vriende, wat God vir ons kom gee het, wat geskryf is deur mense, wat vir ons kom vertel van wie hy is, om vir ons te kom vertel van wat hy doen. Dieselfde wat Petrus kom doen. Petrus skryf hierdie brief. Liewe vriende, hoekom skryf hy hierdie brief? Hy skryf hierdie brief omdat hy self deur geloof gegaan het. Hy het self geval, liewe vriende. Hy het self deur herstelprosesse gegaan, hè. Ons ken die verhaal van Petrus waar hy vir Jesus verloor het. So Petrus verstaan ook ons mense, né? Hy verstaan die mense, ook wanneer hy dan nou skryf hy hierdie brief spesifiek aan Christene wat verspreid is in verskillende streke van die Romeinse Ryk op daai stadium. Hulle het in Pontus gebly, Galasië gebly, Kappadosie gebly, liewe vriende, Asië en Bithynia gebly, né? Julle kan nou maar 'n bietjie gaan Google wat is die moderne name daarvoor. Nou, so hierdie mense het as vreemdelinge geleef in 'n wêreld wat nie hulle geloof gedeel het nie. Dit is verskriklik belangrik as mens dit moet jy in ag neem, né? Wat was hierdie gelowiges se situasie? Die mense wat nou 'n bietjie dieper gaan kyk het sê, op hierdie stadium met hierdie mense nie noodwendig formele vervolging beleef nie. Né? Maar, liewe vriende, hulle het uitgesluit gevoel. Hulle is gespot, hulle is verdag gemaak, hulle het sosiaal gelei, né? Een kant toe geskuif. Hulle is dikwels die gevoel gehad dat hulle pas nie in nie en hulle word nie aanvaar nie as gevolg van hulle geloof. Ek dink dit is heidense omgewing met al sy heidense gebruike en ewe skielik het hulle anders geleef, het hulle strepe in die sand getrek wat dit anders was. Nou hoekom skryf Petrus hierdie brief vir hulle? Vriende, hierdie brief skrywe Petrus want daarom is dit ook vir ons relevant in die dag. Hy kom om hulle te bemoedig, hy kom om hulle te help om hulle te verstaan wie hulle is in Christus, om vir hulle te wys dat hulle heilig is en anders moet lewe, en om hulle te leer om te reageer op wanneer dit sleg gaan, opleiding, né? So ons na die hoofboodskap van Petrus kyk, en kom sê hy vir ons, liewe vriende, jy behoort aan God,
Leef anders, selfs al is dit in 'n moeilike wêreld waar jy leef, né? Daarom is die groot temas van 1 Petrus as ons gaan kyk is identiteit in Christus. Jy's uitverkies, heilig, God se volk. Tweede een, lyding met hoop. Derde een is 'n heilige leefstyl en vierde getuienis deur jou lewe, né? So dit is so kort waaroor Petrus gaan. Kom ons begin lees, vriende, kyk ons waar ons kom. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, die konteks wat ek nou vir julle gegee het, hè? Wat verspreid gewoon het in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynia. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees. Nou vriende, dit is al klaar 'n verskriklike mondvol. Dit is die inleiding wat Petrus gee vir hierdie mense wat hy vir hulle kom sê. En hy kom sê 'n ontsaglike belangrike ding vir hy kom sê vir hulle, aan wie skryf hy? Aan die uitverkorenes van God. Met uitgekies vir God. Hoe word jy uitgekies vir God? Wanneer jy Jesus Christus aanvaar as jou verlosser en saligmaker. Wanneer jy Jesus Christus aanvaar as jou verlosser en saligmaker, dan is jy 'n uitverkorene. Jy is inderdaad, liewe vriende, 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Daarom moet jou en my gedrag wees, vriende, ons wiele val af telke male, maar ons kan nie ophou om mekaar daaraan te herinner nie. Dit is nie altyd lekker dat ons mekaar daaraan herinner nie. Dis kom as ons gaan om die Here te loof en om te bid. Die prediker of die ou wat voorgaan daar, vriende, nie dat hy alles reg kry of sy alles reg kry nie, maar hulle moet vir jou, hulle is die ouens, die stemme wat maar moet sê vir hulle self en vir julle as ons vriende, dit is die pad. Dit is die pad. Een voorbeeld. Deesdae is dit verskriklik ongewild om vir iemand te sê saam bly is sonde. Nee, maar almal doen dit mos nou maar eintlik. Ek bedoel, moenie nie eens meer begin praat dan en niemand luister meer nie. Die feit is, vriende, dis nie reg nie, né? Dis so eenvoudig soos dit. Nou, dit is wat gebeur. Ons is inderdaad, liewe vriende, vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons is anders. So die wêreld gaan aan, hulle doen maar hulle ding, maar ek en jy is anders en dis wat Petrus vir hierdie mense kom sê. Ekskuus tog, hy sê julle is uitverkorenes, vreemdelinge in die wêreld. Julle wat woon in Gauteng, julle wat woon in die Oos-Kaap, julle wat woon in die Wes-Kaap, julle wat woon daar in die Noord-Kaap, julle wat woon in die Vrystaat, julle wat woon in KwaZulu-Natal. Nou, julle sê jy woon in die provinsies, né? Soos God dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees. Nou vriende, daarom is dit so belangrik dat ek en jy geloofsvormende gewoontes beoefen. Faith forming habits. Wanneer ons geloofsvormende gewoontes beoefen, ek sies tog, dan stel dit ons in die teenwoordigheid van God. Ons eerste waarde is om in 'n lewende verhouding met God te staan. Hoe kry jy dit reg? Deur geloofsvormende gewoontes te beoefen, deur te bid, deur die inderdaad, liewe vriende, die Here te kom loof en te kan bid op 'n Sondag, dis 'n geloofsvormende gewoonte, deur die woord te wandel in die woord, dit te bestudeer, te kyk, om die woord te memoriseer, tekste te memoriseer, om te reflekteer oor wat jy gelees het, om te mediteer oor wat jy gelees het, om 'n joernaal te hou van wat jy gelees het. Vriende, jy kan nog 'n klompie geloofsvormende gewoontes al bysit, né? Wanneer ek en jy dit doen, begin ons al meer in sy teenwoordigheid kom en kom sê Petrus vir ons, hoorie, dit is wie julle is, né? Julle moet inderdaad so lewe, so gehoorsaam lewe, omdat julle vreemdelinge is en omdat julle aan God behoort en omdat julle uitverkore is. En omdat julle moet weet dat julle deur die Heilige Gees afgesonder is. Om wat te doen? Om aan hom gehoorsaam te wees. Om aan hom gehoorsaam te wees. Daarom is daar inderdaad 'n klomp moenies wat ons nie moet doen nie. Dit is nie sodat ek en jy in die hemel kan kom, jy kan nie die genade in die hemel kom. Maar wanneer ek en jy weet wat die genade is daar 'n klomp moenies. Sekere goed wat ons net nie moet doen nie. Ons is almal voete van klei, dit is so.
ons het by ou Dawid gesien hoe sy wiele afval. Dawid het so, ons het almal voete van klei. Ons bly almal in glashuise. Ons kan nie klippe gooi nie. Ons kan net na ons eie lewe kyk. Ek kan net na my eie lewe kyk. En dan kan ek maar net vir die Here sê, Here, hier is ek. Is soos my sondaar, amper soos hy Saggeus. Sê om net amper half op die bors te slaan, sê Here, ek is eintlik nie goed genoeg vir U nie. Dankie vir U genade. En vir ons wat uitverkies is, vir ons wat vreemdelinge is in hierdie wêreld, vir ons wat ek kom sê om gehoorsaam te wees, so die Heilige Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees, mag daar vir jou en vir my genade en vrede in oorvloed wees. Amen.